Ons lees in Lukas 14, verse 1 tot 6, die storie van 'n man wat aan water gelei het. Iemand wat aan water siek geword het. Die rede daarvoor, sê wetenskaplikes vandag, is gewoonlik hartprobleem, nier of iets anders, wat veroorsaak dat water ophoop en 'n swelling veroorsaak en dat so 'n persoon dan uiters ongemaklik word as gevolg van hierdie oormaat water in sekere dele van die liggaam, of dit nou in die buik is en of dit op 'n been, arm of waar ook al, maar dit is wat ook genoem word edema in vandag se terme. Hierdie man was siek en tydens 'n besoek aan die Fariseërs het hierdie ouens besluit om Jesus in 'n struik te lei. Hulle laat hierdie man reg oorkant Jesus sit en nou hou hulle hom dop en hulle daag hom eintlik uit om op die Sabbatdag hierdie werk te doen, hierdie genesing te doen. En Jesus het dit eenvoudig gedoen, ongeag al hulle probleme wat hulle het met die wet en die nakoming daarvan ensovoorts. En hy sê vir hulle, luister man, as daar 'n kalf in 'n put val op die Sabbat, dan los jy hom tog nie, jy haal hom uit. So hierdie man kan net sowel maar gesond gemaak word. So Jesus stel die verbetering van mense omstandighede, die verandering van sy fisiese omstandighede, bo die nakoming van sekere reëls, wette ensovoorts. En hy kon hierdie man huis toe stuur, gesond. Ten spyte van die Fariseërs se veroordeling en hulle gevoel dat Jesus eintlik dit nie moes gedoen het nie. En hierdie man kon gaan en sy lewe verder op 'n normale manier lei. Jesus is daar vir die mens. Hy's nie daar vir die wet as sodanig nie. Hy het nie gekom om die wette net eenvoudig links en regs te oortree nie. Maar wanneer dit kom by die beste vir die mens, dan doen Jesus dit. Daar is allerhande wette waaraan ons tot vandag toe maar gehoorsaam moet wees, veral die wet van die liggaamse vereistes. Die feit dat 'n mens siek word en dat jy in die bed beland en dat jy medikasie moet gebruik en al hierdie dinge. En dan weet ons, Jesus stap by hierdie goed verby en hy kom by die mens in sy nood en hy raak hom aan en hy genees hom. Kom ons vertrou die Here ook in ons lewe, dat hy dit vir ons sal doen. Jy is miskien bekend met iemand wat baie siek is. Luister, Jesus steur hom nie altyd aan al die dinge wat dit verhoed dat hy gesond kan word nie. Hy maak gesond. Bid vir mekaar. Die Here maak gesond. En loop mooi.